Lukas 11. Kort daarna het Jesus verder gereis. By een van die plekke waar hulle oorgebly het hy gaan bid. Toe Jesus klaar gebid het, vra een van sy volgelinge hom: Here, leer ons asseblief om ook reg met God te praat. Weet u, Johannes die Doper leer sy volgelinge hoe om te bid. Jesus sê toe vir hom: Hier is 'n voorbeeld van hoe jy met God moet praat. Ons Vader, laat almal op die groot aarde eerbied vir u heilige naam hê. Laat u nuwe wêreld toe gou aanbreek. Gee ons asseblief elke dag genoeg om van te leef. Vergeef ons waar ons nie doen wat u van ons vra nie, net soos ons almal vergewe wat nie reg teenoor ons optree nie. En help ons om nooit te soeg voor versoekings nie. Daarna het Jesus vir sy volgelinge 'n verhaal vertel. Stel julle die volgende toneel voor. 'n Vriend kom onverwags in die middel van die nag by 'n man se huis aan. Hy staan toe dadelik op en nooi hom in. Hy wou vir sy vriend iets te ete gee, maar ontdek toe daar is nie 'n krieseltjie kos in sy huis nie. Hy stap toe gou oor na die ander vriend van hom en klop aan hom wakker. Ag, ek is verskriklik jammer om jou so laat in die nag lastig te val. Maar 'n goeie vriend van my het uit die bloute daar by my aangekom en my huis is dol leeg. Ek het nie 'n stukkie kos om hom aan te bied nie. Kan jy my nie asseblief 3 broodjies uithelp mee nie? Wel, wat dink julle was die reaksie van die ander vriend toe hy in die middel van die nag wakker geklop word? Dink julle hy het daar uit sy bed geskree: Gee pad, die deur is gesluit, my vrou en kinders slaap lankal. Ek gaan definitief nie nou opstaan om vir jou 'n brood te gee nie. Nee, natuurlik nie. Goeie vriende help mekaar. Ek sê vir julle, hierdie man sal dadelik opstaan en vir sy vriend brood gee. Ook al doen hy nie wat sy vriend vir hom sê nie, sal hy dit doen omdat hy die man jammer kry wat so laat in die nag kom kos soek. Weet julle, God is net soos hierdie vriend. Daarom sê ek vir julle, vra en God sal vir julle gee. Soek en julle sal kry. Klop aan God se hemelse deur en hy sal vir julle oopmaak. Want elkeen wat vra, ontvang. Elkeen wat soek, kry. En elkeen wat klop, tref uiteindelik 'n oop hemelse deur aan. Wie van julle wat 'n pa is, sal vir julle kind 'n slang gee as hy julle 'n stukkie vis vra om te eet? As hy 'n eier vra, gee julle hom mos nie iets boos soos 'n skorpioen nie. Nou ja, God maak ook nie so met sy kinders nie. As julle klop, as julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit nie vir julle doen nie? Ek verseker julle, hy sal selfs die Heilige Gees met sy groot krag gee aan elkeen wat ernstig tot hom bid. Daarna het die mense 'n man na Jesus toe gebring wat in die mag van 'n bose duiwel was. Hy kon nie 'n enkele woord praat nie, maar Jesus het die duiwel gou uitgedryf. Toe kon hy weer praat. Dit het die omstanders diep geraak. Party was egter nie beïndruk nie. Nee wat, moenie julle so maklik laat kil nie. Hierdie man is goeie vriende met die duiwel self, daarom luister die bose geeste na hom. 'n Groep ander mense sê toe vir Jesus: Doen gou vir ons 'n teken. Ons wil heeltemal seker maak dat jy aan God se kant staan soos jy sê. Maar Jesus het geweet wat hulle dink. Daarom sê hy toe vir hulle: Wanneer 'n klomp soldate gedurig onder mekaar aan die baklei is, sal hulle mos nooit 'n oorlog teen 'n ander leer wen nie. Net so sal 'n gesin waarin almal van vroeg tot laat aan die stry is, ook nooit gelukkig bly nie. Die een of ander tyd sal hulle uitmekaar spat. Nou ja, met Satan is dit nie anders nie. As Satan teen homself oorlog verklaar en homself oorlog uitdryf, waar gaan hy eindig? Kort voor lank stort sy hele koninkryk in duie. Dit is presies wat sal gebeur
as ek en die duiwel sulke groot vriende is, soos julle stil dink. Maar wag, party van julle dryf ook mos demone uit. As julle nou sê, ek doen dit omdat ek die duiwel se groot vriend is, wat dan van julle? Wie se vriend julle dan, is julle dan? Laat julle mense self vir julle die antwoord gee. As julle die regte antwoord gekry het, sal julle moet erken dat ek die demone in God se groot krag uitjaag. Dan sal julle ook besef, oral waar ek onder julle aan die werk is God aan die werk. Daar raak God se vinger grond. Daar kan julle sien hoe God se nuwe wêreld lyk. Kom, ek verduidelik dit met 'n beeld. Dink julle 'n mens kan sommer by die huis van 'n groot man wat 'n klomp wapens in sy kluis het, instap en sy goed gaan steel? Natuurlik nie. Hulle sal jou mos vinnig op jou plek sit. Behalwe natuurlik as jy sterker as hy is, dan kan jy hom oorrompel en al die goed vat en dit verdeel. Wat sê hierdie beeld vir julle? Dit. Julle kan mos duidelik sien aan wie se kant ek staan. Nou moet julle 'n keuse maak. Of julle kom staan aan my kant, of julle gaan staan aan die vyand se kant. Of julle help my om die mense na God se nuwe wêreld toe te lei, of julle jaag hulle weg. Weet julle, wanneer 'n onrein gees uit 'n mens se lewe pad gee, gaan soek hy vir hom 'n ander blyplek. As hy na 'n lang soektog nie 'n rusplek kry nie, sê hy vir homself, ek is moeg gesoek. Ek gaan gou kyk van die plek waar ek vandaan kom, waar ek gebly het. Daar gekom, vind hy die plek dan dol leeg, mooi skoon en reg. Dan gaan haal hy sommer nog 7 ander geeste wat blyplek soek. En hulle is nog slegter as hy. Die hele spul van hulle gaan trek dan saam daarin, so waar. Vir so iemand sou dit beter wees as hy nie die eerste keer uit die mag van die bose gees bevry sou wees nie. Hy moes God liewer in sy lewe toegelaat het, toe hy die keuse gehad het. Toe Jesus dit sê, roep 'n vrou uit die skare skielik opgewonde uit. O, watter aangrypende dinge sê u nie. Hoe wonderlik is dit nie, sal dit nie wees om 'n kind soos u te hê nie. U ma is die gelukkigste vrou op die aarde. Om te dink, sy het iemand soos u in die wêreld gebring en u groot gemaak. Ja, dis seker waar, antwoord Jesus toe. Maar daar is mense wat selfs nog gelukkiger is as my ma. Dit is hulle wat God se woord hoor en dit doen. 'n Groot skare mense het om Jesus begin saamdrom, maar hy was baie Hy was nie baie tevrede daarmee nie. Hy sê toe vir hulle, julle loop om verkeerde redes agter my aan. Julle steur julle lankal nie meer aan God nie. Nou kom soek julle by my allerhande tekens, sodat julle weer so 'n klein rukkie op God se pad kan kom stap. Julle wil hê ek moet julle 'n paar wonderwerke mee vermaak. Ek weier om dit te doen, maar ek sal wel een teken vir julle gee. Gaan kyk na die profeet Jona. Iets soortgelyk gaan met my gebeur, as wat met hom gebeur het, toe hy 3 dae in die maag van die vis was. Maar gaan leer nog iets by Jona. Die mense van Nineve, vir wie hy gepreek het na sy woorde geluister en hulle bekeer. Net soos Jona vir hulle 'n teken van God was, net so is ek, die seun van die mens, 'n teken van God vir hierdie sondige geslag. Gaan kyk ook na die koninkryk van die suide, wat op die dag na die koning Salomo toe gekom het. Sy het baie ver gereis om sy wysheid te kom aanhoor. Weet julle, selfs sy sal op die laaste dag opstaan en as regter optree oor die sondige wêreld mense van hierdie geslag. Maar julle besef nie dat hier voor julle iemand staan 1000-maal belangriker as Salomo nie. As die koningin van die suide bereid was om na Salomo te luister, hoeveel te meer moet julle dan nie na my woorde luister nie? Die mense van Nineve sal op die laaste oordeelsdag
as regters oor hierdie sondige geslag oordeel. Want hulle het hulle bekeer toe Jona met hulle gaan praat het. Dit is baie meer as wat van julle spul gesê kan word. Hier voor julle staan iemand wat 1000 maal belangriker is as Jona. En wat maak julle? Julle wil nie luister nie. 'n Mens sit nie in die aand 'n lig in jou huis aan en gaan steek dit dan onder 'n bed weg nie. Natuurlik nie. Nee. 'n Mens sit 'n lig op so 'n plek in die huis dat dit vir almal lig kan gee. Dan sien hulle mos aan wat om hulle aangaan. Julle moet ook so maak. Wees 'n lig vir ander wat nog in die donker leef. Jou oë is soos 'n lig. As jy op die regte manier daarna kyk, maak dit alles in jou lewe helder. Maar as jou oë nie deur God laat ingestel word nie, lyk alles nie reg nie. Maak jou oë as dit nie reg is nie, maak jou oë die hele plek pikdonker. As daar geen goddelike lig in jou lewe skyn nie, is dit regtig nag binne in jou. Maar aan die ander kant, as jou hele lewe vol lig is al die donker uit jou lewe verdryf. Dan loop jy nie meer in die een sonde na die ander vas nie. Nee, dan weerkaats jou woorde die dade van God se lig. Terwyl Jesus nog besig was om met mense te praat, het een van die fariseërs vir hom gesê, kom eet by my. Jesus het saam met hom na sy huis toe gegaan. Daar aangekom, het Jesus dadelik aan tafel gaan sit, sonder om sy hande te was. Die fariseër was verstom hieroor. Jesus sê toe vir hom, ja, julle spul fariseërs laat my dink aan mense wat net die buitekant van 'n beker en 'n skottel skoon maak, maar die binnekant vuil los. Julle is so verskriklik skoon en netjies op die oog af, maar binne in julle wemel dit van kwaad en van slegte dinge. Julle dwaase, weet julle nie dat God ons nie net van die buitekant skoon gemaak het nie, maar ook van die binnekant? Hoekom gee julle nie aan julle buitekant vir hom ook nie? Dan is julle regtig silwer skoon, binne en buite. Ek waarsku julle spul fariseërs, swaar tye wag op julle wanneer julle die dag voor God moet gaan staan. Julle werk die tiendes met wat julle aan God gee tot op die laaste sent korrek uit. Maar wanneer die dinge gedoen word wat regtig vir ons saak maak, skitter julle in julle afwesigheid. Ek praat van dinge soos om sorg en reg te doen wat regverdigheid laat geskied. Wat wys dat julle God liefhet. Ek sê nie die ander dinge wat julle doen is verkeerd nie. Maar julle is niks werd as julle nie ook daaraan aan daardie dinge reg laat geskied nie. Swaar tye wag nog vorentoe op julle spul. In die godsdienstige byeenkomste hoef 'n mens nie eers op vir julle te soek nie. Julle sit mos daar op die belangrikste plekke waar niemand julle sal miskyk nie. En dit is tog te lekker vir julle om in die winkels of op straat so eerbiedig deur almal gegroet te word. Swaar tye wag nog vorentoe op julle spul. Julle laat my dink aan 'n klompie weggesteekte grafte waarop almal trap sonder dat hulle dit besef. Julle is eintlik morsdood. Julle steek dit net baie goed weg. Een van die kenners van die wet wat saam met Jesus aan tafel was, het hom skielik onderbreek. Kyk, jy mag miskien 'n soort leermeester wees, maar nou raak jy beledigend. Jy is nou ook besig om my en my kollegas wat wetkenners is hier voor almal aan te vat. Jesus sê toe vir hom, daar wag ook groot probleme op julle spul kenners van die Bybel. Ek sal vir julle sê hoekom. Julle skryf dik boeke vol moeilike godsdienstige reëls en stop dit dan in mense se hande en sê, gaan doen dit tot op die letter van die wet. Maar julle kan self nie alles doen wat op die bladsy 1 van julle boeke geskryf staan nie. Ja, swaar tye wag vorentoe op julle, want julle rig groot grafstene op vir al God se boodskappers van wel eer. En tog is
is julle nageslag van die einste mense wat julle vermoor het. Die appel val nie ver van die boom nie, nê? Julle is elkeen maar net soos julle paas en oupas. Hulle het God se boodskappers een vir een doodgemaak. En nou bou julle grafte vir hulle almal. God het lankal gewaarsku dat so iets sou gebeur. Hy het gesê dat hy sy boodskappers en sy apostels aan julle toe sou gestuur, maar dat hulle doodgemaak en vervolg sou word. Daarom sal elke druppel bloed van elke boodskapper van die Here van julle spul geëis word. Ja, ek bedoel dit. Daar reg van die begin af, van Abel af tot by Sagaria, wat God se huis gedood is, sal elke profeet se bloed van julle geëis word. Swaar tye wag vorentoe op julle spulkenners van die wet. Want julle het die sleutel van die deur wat na God se wêreld toe lei, weggegooi. Julle weet nie meer hoe om daar uit te kom nie. En dan staan julle boonop nog in die pad van ander wat probeer om by God uit te kom. Hierdie woord van Jesus was die laaste strooi. Al die godsdienstige leiers het tegelijkertijd begin praat en skree. Hulle was woedend oor wat hy gesê het. Die fariseërs en die wetkenners het hulle bes probeer om Jesus in 'n hoek te dryf. Hulle wou hê dat hy iets moes sê wat hulle teen hom kon gebruik.